Goeiedag en baie welkom. As ek begin, dan groet ek u in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons koning, my verlosser, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, die Here Jesus Christus en sy kosbare Heilige Gees. Amen. Amen en amen. Dankie Here vir hierdie geleentheid. Dankie Here. En dit is wonderbaar. Dankie vir die reën wat so val. Dankie vir Here die seisoen, die winter wat hier is binne 'n dag en dat dit baie koud is. Dankie Here. Dit is alles nodig vir hierdie seisoen. Dankie dat hierdie seisoene so duidelik is, want dit wys dat u is nog nie gekom op die wolke nie, ons het nog nie agtergebly nie. Here, dit is wonderbaar, want daar is nog seisoene. Prys die Heilige naam. Dankie Here. Dit is goeie Afrikaanse woord wat ek kan leer het oor die jare. Dit is verwoed koud. Ja, dit is verwoed koud. Die mense het wat dik baadjie aan. Prys die Here. Kom ons sluit die oë. Vader, ons kom in die wonderlike naam van Jesus en ons buig voor u neer, voor u almag, voor u genade, Here, voor u goedheid, voor u heiligheid. Ons raak stil as ons klein raak voor u, Here, want ons is verstom oor u grootheid. Dankie vir u genade en hierdie week oor ons. Dankie Here dat u verlede week se teks, Here, in Jesaja 49 vers 23, hierdie week soveel keer vir ons in situasies waarin ons was, Here, wat ons aangeroep het, maar ons gesê het, so sê die Here, Here, dat u dit elke keer bevestig het en ons nie een keer beskaamd of verleen of staan het, omdat ons gesê het, so sê die Here, maar dat u dit elke keer in vervulling gebring het. Dankie Here, dat ons u ten volle kan vertrou. Here, dankie, ons kan u vertrou, Here. U is betroubaar, Here, maar ons is onbetroubaar, as ons vinnig begin twyfel. Maar dankie, dat u ons genadig was in hierdie week wat verby is. Kan saam met elkeen ons leie vir daar waar u intree, in families, in verhoudings, in besighede, Here, dit wat almal en wat ons voorbid en waarvoor ons intree by ander, Here, dankie dat soveel woord in vervulling gekom het in hierdie week. Ons dankie. Here, seën ook hulle die in hierdie maand weer eens getrou is, sover aan u, Here, nie aan iemand nie, maar aan u, met die vriendes en offers, die vriend in Christus, Clint en Elke die Vriendewald, Janeel Witt, Wayne en Michelle, Zenmary, Van Wyk en Here, ons self, ons bevrees. Dankie Here, dat u ons saad, ons offer, saad, Here, waarop ons net getrou is dat u dit ontvang het en Here, dankie vir u seën daarop. Seën ons in u rykdom in Christus, in u wil. In Jesus naam, dankie. Amen.
Ek maak want ek dink ek sal met hard praat vanoggend. Ons sit met 'n gebou, met baie mooi kappies, maar hier is nie 'n plafon nie, want dit is hierdie oop dak wat baie mooi is, maar baie hard kan wees wanneer dit reën. So kom ons vertrou die Here, dankie Here dat U dit duidelik sal maak vir elkeen. Hier is ons boodskap van vandag van die Here af. Wat sal jy aanpak doen om die disipel te kan weet? Matteus 4. Nou in die evangelie van Matteus dan lees ons dat Jesus was daar in Kapernaum, hy daar gepreek en hy kragtige dade gedoen. Wat het hy gedoen? Hy het demone uitgedryf en siek mense gesond gemaak. En dit het soos 'n veldbrand versprei. En toe hy daar weggaan en die skare hom gaan opsoek en probeer verhoed voordat hy van hulle weggaan. Want kyk hierdie wonderdade wat hy doen. Hulle wou hom vir hulle self hou. Nie hier gaan na 'n ander plek toe, want anders kan ook homself seën en homself 'n openbaring kry van u teenwoordigheid kry nie. Nee, hulle wou dit by hulle self hou. En dan lees ons hierso in Matteus hoofstuk 4 rond, waar Jesus vir hulle dan sê, ek moet aan die ander stede ook die evangelie van die koninkryk van God bring, want daarvoor is ek gestuur. Amen. En Jesus het aangegaan en verder in die sinagoges van Galilea gepreek. En dan lees ons dat Jesus is weer op pad terug na Kapernaum. En soos hy terugkom in die area, kom hy met 'n enorme skare mense wat hom volg, kom hy daar aan. En in ons skrifgedeelte staan daar dat die mense daar so het by hom aangedring om die woord van God te hoor. Nou, as ons dit lees, dan is dit, hulle het gevra, maar dit is nie, maar die oorspronklike Griekse woord sê nie, hierdie is 'n swak vertaling. Die Griekse woord wat hier vir aandring gebruik word, is die woord wat jy uitspreek, die kopie epenimi. Epenimi, wat beteken, hulle het hom verdring om die woord van God te hoor. Wat beteken dit? Wat beteken dit? Hier is 'n skare mense wat Jesus amper insluk, verswelg, sodat hulle nie 'n enkele woord sal mis wat by sy mond uitkom nie. Dit is wat daar staan. Dit is nie net vra nie, dit is mense wat die Here wou insluk, so honger is hulle, die Here wil nie 'n woord mis nie. Nou dink ek maar net, nou wonder ek maar net, wanneer jy die Bybel oopmaak, wanneer jy bid, wanneer jy soos vanoggend na iemand luister,
is jy ook so honger of so opgewonde om die woord van God te hoor. Here, ek wil hier insluk verswelg, nie verdring, maar ek wil niks mis nie. Dis net goeie Afrikaans, dis net so by the way wat ek dit nou dink. So wat gebeur dan? Nou is Jesus in daardie area en Jesus kom by die see van Galilea aan, waar daar 2 bootjies aan die kant van die water lê. We ken ons die storie, maar ek gaan net vir jou weer vertel, want dit is ons skrif. Die bemanning van die bootjies, nadat hulle die hele nag op die water is aan die een kant besig om hulle nette skoon te maak. Maak jy die nette skoon, want hulle moet weer dit voorberei en reg wees vir die volgende nag. Vanaf wat kom se werk, en hulle werk is meer in die nag as in die dag. Wat gebeur dan? Dan klim Jesus in een van die bootjies, die bootjie wat aan Petrus behoort, en hy vra vir Petrus om net so 'n bietjie in die water in te roei. En ons sien niks daar aan die, maar die Here het daar 2 praktiese probleme opgelos met daardie roei die water in. Die eerste probleem is omdat hy nie meer verdring word nie. Hy kan nou rustig gaan sit en praat. En die tweede probleem wat opgelos word is omdat as hy so bietjie ingaan, dan kan sy stem oor die water dra en almal kan hom hoor. Halleluja. Maar dit is baie indrukwekkend, maar ons sal baie mis en baie belangrike goed mis as ons net sien hoe Jesus van 'n bootjie 'n preekstoel maak, 'n effektiewe preekstoel. Hoekom sê ek so? Want wat het daar gebeur? Wat het gebeur die oomblik toe Jesus sy voete op die bootjie sit, het daar baie gebeur. Jesus het in Petrus se wêreld ingestap. Wow, die Here het hom nie na sy wêreld toe geroep nie, hy het na sy wêreld toe gegaan. Hy het in Petrus se werk en sy professie ingestap. Want dit is Petrus se bootjie, dis sy roeispanne, dis sy anker, dis sy knope in die toue, dit is sy nette. Hier op die bootjie is Petrus baas en hy weet wat hy doen. Hy weet aan wat in die water aangaan en hoe die dinge in die see werk. Maar Petrus, hy roei maar, want hy is meer as gewillig om Jesus te help met sy probleem. Hy ken immers vir Jesus. Hy was by Jesus toe hy sy skoonmaak gesond gemaak het. So as Jesus vir hom vra om 'n bietjie in te vaar, dan doen hy dit met graagte. En so is Jesus besig met sy eie profesie. Met sy eie werk.
maar hy betrek Petrus in sy werk. Hy maak Petrus deel van sy werk, om te doen wat hy goed doen, om die woord en openbaring aan mense te bring. En hy bring Petrus daarin om te doen wat hy goed doen, om die bootjie te roei. En te sorg dat hulle in lyn, parallel met die mense bly. Sien jy wat hier aangaan? Wow. Die Here bring hom in sy wêreld in, deur van sy wêreld gebruik te maak. En daarom, toe Jesus klaar gepreek het, vir hom sê, vaar in, gooi die nette uit, en sit vir hom, Petrus, verbaas het. As Jesus vir hom sê, vaar uit na die diep water en laat julle nette sak om te vang. Dit moes 'n verskriklike verbasing vir Petrus gewees het. En tog gehoorsaam Petrus Jesus in vers 5. En hy sê, meesters, sê hy, ons het die hele nag deur hard gewerk en niks gevang nie, maar op u woord sal ek die net laat sak. Nou toe die Here vir hom dit sê met sy antwoord, ons die hele nag hard gewerk en niks gevang nie. En toe sê hy, op u woord sal ons dit maar laat sak. Ek sê vir my, Petrus het nie baie van die opdrag verwag nie. En hy het op hierdie stadium nie baie verwag nie, want op hierdie stadium het hy nie presies geweet wie Jesus is nie. En het hy Jesus net genoeg gerespekteer om sy woord te gehoorsaam. Hoeveel keer ons vertrou nie die Here nie, maar omdat dit die Here is, sal ons dit net respekteer. Baie van ons geloof is nie geloof nie, maar net respekteer. Baie opmerklik in hierdie gedeelte is, tot en met hier het Petrus nog nie een keer voor Jesus gebuig of neergeval nie. Jesus sy skoonmaak gesond gemaak het hy nie. Toe Jesus die skare mense van siekte en die demone genees het en verlos het hy nie voor Jesus neergeval nie. Maar nou dat Jesus in sy wêreld inklim en hom vra om iets te doen, waartoe elke haar op sy liggaam gerebelleer het en gesê, dit gaan nie werk nie. Dus nou wat Petrus begin te verstaan wie hierdie man Jesus regtig is, wat hom die opdrag gee. En dit laat hom in absolute vrees vir die Here. Want Petrus verstaan die water, hy verstaan die visse, hy weet hoe die dinge veronderstel is om te werk in die see, dat die visse nie in helder oordag nou gaan in die nette gaan instroom nie. Dit werk nie so nie. Elke vis in die meer van Galilea gaan nie nou in hierdie nette wil inswem nie.
Maar dit is presies wat gebeur. Nou begin hy verbaas staan. Die visse swem so in daardie nette in, dat die bote, sê dit, die gedeelte, die bote wou sink van al die vis. En dit laat Petrus besef dat hy in die aanwesigheid is van iemand wat nie slegs 'n meester in sy eie gebied is nie, maar ook die meester is van self die visse in die see. Wel, hy besef dat dit Jesus is wat die visse nie net gestuur het nie, maar ook die visse die nag beveel het om weg te bly. Die Here het die visse beveel om weg te bly, sodat hulle kan kom wanneer hy hulle beveel om te kom. En toe dit vir hom oopgaan, vir die eerste keer gebeur wat? Val Petrus voor Jesus neer en hy sê vir hom in vers 8, gaan weg van my, Here, want ek is 'n sondige man. Petrus, baie belangrik, luister die woorde, gaan weg van my, Here. Hy noem Jesus nie meer meester nie, maar spreek hom aan as Here, die Griekse woord wat God self as God gebruik. Hy erken Jesus as die Here. Jy sien wat hier gebeur. En sien, en dit is wat baie van ons wat missing is, wat weg is, wat afwesig is. Here, ja, ons kan die woord lees en u meester noem oor dit wat ons lees, wat u doen. Maar ons kom nie naby genoeg of is nie gehoorsaam genoeg dat u kan doen sodat u Here word vir ons nie. En weet jy, Petrus se reaksie is nie baie vreemd nie. Dit is in pas met die voorbeelde in die Ou Testament waar God self aan iemand verskyn. Dink aan Esegiel wat plat op sy gesig val, of aan Jesaja wat sê, wee my, ek is verlore, want ek is 'n man met onrein lippe. Alles in lyn en wat die Here hom openbaar het met ander gelowiges voor hom. En net so besef Petrus skielik dat Jesus so heilig is, dat hy nie eens in dieselfde boot as hy kan wees nie. Hy voel verlore, hy voel naak, hy voel sondig en onwaardig. Daarom sê hy, gaan weg van my Here, want ek is 'n sondige man. Amen. Nou hierdie is waar wat hier gebeur, want aan die een kant sien ons Jesus se genade en sy liefde, dat hy homself so op die vlak van Petrus se verstaan bring, sonder dat Petrus gevra het, of aan die ander kant sien ons ook Jesus se absolute heiligheid, die heiligheid van God wat ons sondes oopvlek en ons tot ons knieë dryf. Dit is wat hier gebeur. En daarom wil ek vir jou in die naam van Jesus vanoggend sê, dit is nooit genoeg vir enige iemand om Jesus slegs te bely as 'n goeie leermeester nie. Nie genoeg om sy instruksies so halfteensinnig
te volg nie. Nie goed genoeg nie. Nee, ons moet besef hoe heilig hy is en hoe geheel en al onwaardig en met sonde deurtrek ons is. Ons moet besef, hierdie heilige Jesus hy het mag en gesag oor elke aspek van ons lewens. Hy het mag en gesag oor ons werk, oor ons kinders, oor ons tyd, oor ons alles. En dan nie om te sê, Here, gaan weg van my nie, asof ons geen verhouding met hom kan hê nie, omdat hy te heilig is nie, maar om te sê, dankie Here, kom nader aan my. Jesus self laat dit nie toe. Inteendeel, die besef moet ons juis dryf tot die bereidwilligheid om alles wat ons het prys te gee en hom te volg. Here, nie gaan weg my af nie, laat ek my paar puntjies hou wat ek het nie, maar Here, die bereidwilligheid. Here, U is so heilig, U stel in my belang, U kom in my wêreld in. Here, U kom red my hier. Ek is bereid om alles op te gee, om U te volg, om U kind, U disipel te wees. In vers 9, waar, dan lees ons daar dat hierdie verbaasheid wat Petrus aangryp, nie tot hom alleen beperk is nie, maar almal wat in die bootjie was. Dit gryp vir Jakobus en Johannes ook aan in vers 10. Wow, maar die verhaal fokus op Petrus en die gesprek wat Jesus met hom gehad het, nie nou oor die ander nie, maar dit het almal aangeraak, almal tot die besef gebring. Nou, Petrus is reg om te besef hoe heilig Jesus is en hoe sondig hy self is, maar Petrus kry die trooswoorde dat hy nie bang hoef te wees nie. Here, ons is verlore sonder U, buite die bloed van Jesus is ons verlore, maar ons hoef nie bang te wees nie. Op daardie stadium besef Petrus dit nog nie, maar die enigste rede hoekom sy sonde nie 'n wig druk tussen hom en die heilige Jesus nie, is juis omdat hierdie Jesus wat voor hom staan, gekom het om met sy eie dood vir Petrus se sondes versoening te maak. Hy het dit nog nie besef op daai stadium nie. En nou, met Jesus se vertroosting kry Petrus ook 'n taak. Moenie vrees nie, van nou af sal jy mense vang. Die Griekse woord wat hier gebruik word vir vang, is 'n samestelling van die woord vir lewendig en vang. Eindelik sê Jesus vir Petrus, van nou af gaan jy mense lewendig vang. Nie soos visse wat mense vang om dood te maak en te eet nie. Maar hierdie vangs wat ek jou na toe stuur, bring lewe. Die mense word uit die sonde en die dood gevang tot die ewige lewe. Amen. Baie belangrike punt. Here, U verlos my van die dood
tot lewe. Mense dink hulle lewe. Nee, jy is dood. Jy's 'n wandelende lijk sonder Jesus. Die Here vang jou vanuit dood uit na lewe toe. Ons sê altyd, jy moet eers sterf. Nee, jy is gesterf, jy is dood. Jy moet net oorgee aan die Here, aan die lewe. Dit is die waarheid. En hierdie nuwe taak vir Petrus, is nie regtig 'n taak nie, of 'n opdrag nie, maar dit is 'n belofte. Jy sal visser van mense wees. Dit is 'n belofte. Jesus sê nie, van nou af moet jy mense vang nie, maar van nou af sal jy mense vang. Baie belangrik, daardie sal, nie moet nie, sal. Jy sal, want ek sal jou sondige mens wie jy is, gebruik om mense te vang vir my koninkryk, om aan hulle die ewige lewe te gee. Hierdie taak en belofte was nie net vir Petrus, Jakobus en Johannes nie, maar want hulle het almal dit verstaan. Jesus het dit vir een gesê, maar hulle het al 4 dit aangeneem. En dit is wat die Here dit sê. Vir jou wat, ja, maar is dit vir my bedoel, sê die Here dit vir my, dit staan daar, hoe kan ek seker wees? Kyk wat hier gebeur. Die Here gee vir een woord en hulle, dit gaan word 'n openbaring vir 4 van hulle. En tot vandag toe, elke disipel van Jesus, elke volgeling van Jesus word geroep om 'n visser van mense te wees. Nie om 'n godsdienstige te wees nie, om jou eie dingetjie met die Here aan te hê nie, maar om 'n visser van mense te wees. Baie mense is onder hierdie idee, ja, dit is bedoel vir mense die gawe het om die evangelie toe te bring, om te kan preek. En ja, daar is sulke mense wat die Here gebruik ook, maar tog behoort dit een kenmerk van elke discipel van die Here te wees, van elke professioneel. Een opdrag in ons elke alledaagse lewens, waar ons ook al is, waar hy ons geplaas het, en met watse gawes hy ons ook al geseën het. Dit help nie ons het hierdie gawes, maar ons vang nie mense vir die Here nie. Vraag is seker, maar hoe lyk dit om prakties vir ons vissers van mense te wees? Wel, as ons verstaan dat Christus besig is om deur ons sy koninkryk te bou, dan verstaan ons ook dat die evangelie sentraal staan. Dis die goeie boodskap wat Christus kom bring het. Dus in die eerste plek moet ek verstaan wat evangelie is en oortuig wees daarvan en dan net gereed wees om dit te deel. Moet ek dit lees? Ek moet in die eerste plek verstaan wat die evangelie is. Dus die evangelie, die boodskap van lewe.
van redding. Ek moet oortuig wees daarvan en ek moet net gereed wees om dit te deel, want jy weet nooit wie God oor jou pad stuur nie. Dus daarom kan ons nooit skuld wees oor die Here nie. Net gewoonweg gereed wees om met sagmoedigheid en met vrees, soos Petrus sê in 1 Petrus 3, die hoop wat in ons is met ander te deel. Gereed wees en bereid wees, Here, dan sal ons begin mense vang. Dan sê iemand sê, ja, maar dit is soms makliker gesê as gedaan. Dan sê ek, ja, dit is seker so, maar weet jy, ek is oortuig daarvan, dat mense van begin in ons hart. Dit begin nie hier nie, dit begin hier. By 'n liefde vir jou medemens en 'n hart wat vir die wat verlore gaan, 'n hart vir hulle. Here, ek moet na hulle uitreik. Ons moet hulle vang. Ek moet 'n visser van mense wees. Ek is u disipel. Dis waartoe u my geroep het. En dit kan net in jou hart kom, want jy verstaan waarvan die Here jou self gered het. Here, dit is wat u my van gered het, die ewige verderf. Here, u het dit vir my gedoen. Here, ek moet dit vir u doen vir die volgende een. Ek kan nie stil bly nie. Ek moet die nette uitgooi. Het jy so hart wat die net kan uitgooi? 'n hart wat Christus se liefde vir 'n sondige mensdom weerstuur. Dit jy vir jou familie, lede wat in 'n leer en lewe nie getuig dat hulle met die Here wandel nie. Bid jy vir jou bure? Hoeveel mense bid vir hulle bure? Bid jy vir jou omgewing? Bid jy vir die sending dat die woord van die Here uitgaan? Wanneer jy so hart het vir alles en almal bid, dan is dit soveel makliker om my net uit te gooi. Om met enige ander persoon te praat. Want net die praat is die net uitgooi. Om iemand anders te nooi na Bybelstudie, betrokke raak by die sending of wat ook al. En laat jy net in jou, dit klink nou hier of dit gaan na die oor die mense, oor die visse. Dit gaan nie oor die visse nie. Dit gaan nie eers of ek resultate sien. Dit gaan oor Christus se belofte. Van nou af sal julle mense lewendig vang. Nie oor hoeveel mense ons lewendig vang nie, daar is mense wat hy register is. Dit is die 102e persoon wat ek na die Here toe lei. Regtig moet ek vir jou hande klap gee. Maar dit gaan nie daaroor nie. Dit gaan oor Here, ek is
gehoorsaam aan u opdrag, gaan en maak, gaan vang mense lewendig. Met ander woorde, moenie stil bly nie. Baie mense val, ja, want hulle gaan nie uit, ons het hierdie, dit is ons opdrag vir vandag. Ons gaan hier uitgaan en ons gaan hier op die straat, hier op die hoek staan en ons gaan mense vang. En ons gaan kyk hoeveel ons aan die einde van die dag, Here, daar was soveel mense wat gekom het, dat het gelyk het of hulle harte vir die Here gee en wat hulle harte vir die Here gegee het, en dan lyk dit suksesvol. Nee, wat het daar in die boot gebeur? Die Here praat met Petrus en die ander 3 disippels neem die boot ook aan. Dit gaan nie oor die hoeveelheid visse nie, maar dit gaan oor die net wat uitgegooi word. En om dit te kan doen, gaan dit bo alles gaan dit om bereid te wees om alles agter te laat en hom te volg. Kyk wat gebeur in vers 11, daar staan geskrywe, en nadat hulle die skuite aan land gebring het, het hulle alles verlaat en hom gevolg. Kan jy jouself indink wat hier gebeur? Wow. Deur alles agter te laat, hulle bote, hulle nette, hulle gereedskap, los hulle besigheid, want dit is hulle besigheid daar. Los hulle al daardie vis wat hulle gevang het. As daai vis verkoop kan word met skuite wat hulle sink, sou hulle ten minste vir 'n jaar by die huis kon gebly het sonder om te werk. Daar was geld op daai boot. En het alles agtergeloop. Wow. Nadat hulle los dit alles net so en stap agter Jesus aan. Kan jy jou indink as hulle dit nie gedoen het nie, wat sou gebeur het? Kan jy indink as hulle gesê het, ja, okay, Here, wag, ons kom, ons wil net gou hardloop huis toe, 'n sleepwaandjie gaan haal, en die bote, en die nette, en die vis, wil ons net oplaai, en ons wil jou so volg deur Galilea, reg deur tot in Jerusalem. Belaglik om so te dink, nee. Of jy sal dink ek is belaglik. Maar is dit nie dikwels wat ons doen nie? Here, ek wil U volg, maar laat ek net 'n sleepwaandjie gou kry en alles wat ek het, dat ek kan vasklou, al hierdie probleme, al hierdie wêreldse dinge wat ek het, alles, ek wil dit saamvat. Wow, ek het hard gewerk hiervoor, ek kan dit nie agterlaat nie. En dit keer dat ek 'n volkome oorgawe kan maak. Toets jou eie disipelskap so vanoggend. Nie om weer aan iemand te antwoord nie, maar aan jouself te antwoord. Spandeer ek genoeg tyd in God se woord? Het ek berou oor my sondes? Deel ek genoeg van my geloof met ander mense? Deel ek wat die Here doen genoeg met ander? Want dit is belangrik, 'n disipel deel sy geloof. Die disipel deel wat die Here vir hom doen.
En belangrikste, disipel is bereid om alles in hierdie lewe prys te gee om Jesus te volg. Alles. Dis hoekom Jakobus en Johannes en Petrus alles agtergelaat het. Nie omdat hulle arm was en niks gehad het nie, maar omdat hulle ware rykdom ontdek het. Hulle het nie Jesus gevolg vir, ons is nou hierdie arm saliges en as ons hom nou volg, dan kan ons iets hier uitkry en dit sal goed gaan en beter gaan nie. Baie mense wil die Here volg, dat dit net omdat dit beter moet gaan. Nie omdat hulle verlore is nie, nie omdat hulle gered moet word nie, nie omdat hulle Here by U wil wees nie, of nie wil hel toe gaan nie, maar net dat dit kan beter gaan. En dit is 'n lelike siekte in die kerk. Mense wat aangepoor word met hierdie, wat noem hulle dit, prosperity teachings, dat dit so goed sal gaan en jy sal geld en die Here sal dit en dit. Nee, jy hou op daarmee. Jy laat die mense die Here volg vir die verkeerde redes, met sleepwaandjies vol van hulle eie dinge. Hulle het alles, maar alles agtergelaat. Ek sluit af en sê, los alles en klou vas aan jou enigste ware skat. Die enigste ware skat is die Here self. Christus en die hoop wat hy ons gee in die ewige lewe saam met hom. Gee alles op vir Christus en die ewige lewe saam met hom. Wat sal jy agterlaat? Nou ja, so staan 'n groot boks en 'n groot kas. Alles. Niks kan saam met my nie. Niks van die verlede nie. Want daar was niks goed in die verlede nie. Ek los alles agter en sal U volg. Amen. Kom ons gebruik hierdie oomblik wat die Here ons gee en ons doen iets daaraan. En ek nooi jou uit in die naam van Jesus. Geen pressure op jou nie, niemand sê jy moet nie. Dis jou keuse. Het jy gehoor wat die Here sê? Het jy geluister wat die Here sê? Die Here sê, wauw, ek het genade vir jou vanoggend. Jy kan, al volg jy my, kan jy vanoggend dit wat jy saamgesloot het, kan jy agterlaat. Kan jy sê, ons knip dit af, ons hak dit af vandag. Maar met hierdie las verder kan ek nie saam nie. Gebruik dan geleentheid. Kom ons bid, ek sal weer vooruitgaan met God sinne. Ons begin dink, wat is dit Here wat ek moet agterlaat, wat ek nie kan afsien nie. Ek kan nie van hierdie kind vir my afsien, Here, dat sy eie pad nie kan loop nie. Here, ek kan nie afsien van die ding, want daar nie, ek wil jou nie. Ek wil jou nie lei na goeders toe nie, maar dink, wat staan tussen jou en die Here? Wat jou disipelskap, jou Christendom moeilik maak. Right. Ek dink gou so 'n bietjie. Ons gaan nou bid.
Right, kom ons begin. Ons kan seker begin. Ek sal vooruit gaan, jy kan volg. Vader, ons kom in die wonderlike naam van Jesus, kom ek vanoggend en ek kom staan voor U. Dankie vir U woord wat, Here, bevryding en genesing bring. Here, ek erken dat ek U volg of gevolg het met die laste van, sê vir die Here, wat 'n laste. Wat dit moeilik maak om U in volle oorgawe te volg. U uitnodiging aan Petrus vanoggend maak ek my eie. Here, ek los alles agter. En ek kyk nie weer terug nie, ek kyk nie weer om na dit nie, ek verlang nie weer na daardie dinge van my verlede nie. Dit is verby. Ek volg U in 'n nuwe lewe, in 'n nuwe skat van ewige lewe. Here, ek is U kind, ek is U disipel. Lei my, maak my bereidwillig om te spreek, om van U te getuig en om my hele lewe aan U te wy. Dankie Here, ek lê dit alles vanoggend af. Ek is vry. Van hier af kan ek vir U uitgaan en mense lewendig vang vir U koninkryk. Dankie Here, amen en amen. Wow, sjoe, ek is vry, halleluja. Is jy nie sommer opgewonde en bly nie, prys die Here daarvoor. Tot volgende Sondag, groete keer. Tot volgende keer. Met die seën van die Here eers in Hebreëus. Yerehovah Adonai Bishmarecha. Ja Adonai Kohanim Lecha Wechochonecha. Yesa Adonai Kohanim Lecha Weatzem Lecha Shalom. Here is jou seën en jou behoed. Here sal sy aangesig na jou toe draai, jou genadig wees. Here sal jou ophef en aan jou vrede gee, wat net hy met sy gees kan gee. Amen. Tot volgende keer. Amper sê ek God bless, maar ek kan seker maak, sê God bless.